Dis 'n nuwe week, nuwe geleentheid om elke oggend stil te word met God se woord. Ek is Rinus van Sion in Parys. Vanmôre wil ek met jou praat oor dien ander. Ek lees vir jou uit Markus, hoofstuk 10, vers 44 en 45. En wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees. Selfs ek, die seun van die mens, het immers nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en so selfs my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Die maklikste manier om te weet of jy 'n dienaar is deur hoe jy reageer wanneer mense jou soos een behandel. Ek is bang dat my hart al te dikwels sê, ja Here, ek wil 'n dienaar wees, solank mense besef ek dien. Ek wil 'n slaaf wees, solank ek slaaf van die jaar kan wees. As jy met graagte in die kwekery, in die kombuis of in die sonnaarskoolklas werk, sonder om raak gesien, waardeer of bedank te word, joune is die hart van 'n ware dienaar. Wil die Here hê ons moet slawe wees, omdat hy daarvan hou, om ons te sien kruip? Nee, dis omdat hy ons voorberei vir die koninkryk, vir die volgende miljard jaar, en hy weet dat die beste oefening om jou hart te versterk, is om af te buk om iemand anders op te tel. Die beste oefening wat jy ooit sal hê, is om ander te dien, want deur te dien, word jou hart versterk. Ander erken jou dalk nie, jy word dalk nie nou beloon nie, maar wanneer jy die koninkryk binne gaan, wanneer die Here sê, mooi so goeie en getroue dienaar, gaan in die vreugde van jou Vader in, sal jy dit doen met 'n groot hart en 'n enorme kapasiteit om die ewigheid te geniet. As jy wil heers, word 'n slaaf. Dis inderdaad 'n paradoks, maar dis waar. Mag die Here jou seën hierdie dag. Amen.